Spreek die woord van die Here tot ons uit Psalm 118, daarvan vers 1 tot en met vers 12. Dit word oor die algemeen aanvaar dat Dawid die skrywer van hierdie pragtige psalm is. Jy moet asseblief, as jy vandag by die huis is, die hele psalm gaan lees. Ons lees net tot by vers 12. Gesamentlik met Psalm 78, wat lesse uit die geskiedenis is, wat dan ook aanleiding vind by hierdie psalm, waar ons die Here eer vir dit wat in die verlede gebeur het. En Dawid natuurlik ook 'n persoon wat baie bevoorreg is om so 'n noue verhouding met die Here kon beleef het in sy tydelike lewe ook hier op aarde. Ons gaan vandag probeer om die geskiedenis en die gereformeerde teologie bymekaar te bring, want dit is tog 'n unieke identiteit van ons volk, is Geloftedag, 16 Desember 1838, waar die geskiedenis herskryf is deur God. Want as 'n mens daardie geskiedenis moes geskryf het, was daar geen oorwinning vir die boere gewees in daardie dag en op daardie tyd nie. Ons eer die Here vir sy grootheid, en ons eer die Here vir sy goedheid, en ons eer die Here vir sy getrouheid, en dis presies waaroor hierdie psalm wat ons vanoggend saam gaan lees gaan. Dis ook Dawid se doel met hierdie psalm, dat diegene wat dit lees, selfs vandag, homself sal binne in hierdie heilsopenbaring van God plaas en raak sien. Dit is God, dit gaan net oor hom. Hy kry die eer en sal altyd die eer kry tot in alle ewigheid. Waarom? Want hy is die onveranderlike God, altyd oor ons dieselfde, gister, vandag en môre. Hy was daar gewees die 15de, die 16de Desember 1838 en hy is hier vanoggend en ons eer hom en ons prys hom en ons heilig sy naam, want hy het 'n naam bo alle name. So ons gaan eers saam lees die woord van die Here tot en met vers 12 en daarna dan sal ons saam bid. So kom ons luister dan ook met geopende ore en harte na God se woord vanoggend. Psalm 118 daarvan af die eerste vers. Loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Laat die huis van Aaron dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Laat die wat die Here vrees dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Uit die benoudheid het ek die Here aangeroep. Die Here het my verhoor in die ruimte. Die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Die Here is vir my as my helper. So sal ek dan neersien op die wat my haat. Dit is beter om by die Here te skuil as om mense te vertrou. Dit is beter om by die Here te skuil as om op edeles te vertrou. Al die heidene het my omsingel. Dit is in die naam van die Here dat ek hulle stikkend gekap het. Hulle het my omsingel, ja, hulle het my omsingel. Dit is in die naam van die Here dat ek hulle stikkend gekap het. Hulle het my omsingel soos baie. Hulle is uitgeblus soos 'n doringtak vuur. Dit is in die naam van die Here dat ek hulle stikkend gekap het. Tot sover die skriflesing en hierdie pragtige wysheidsliteratuur van die psalms. Wil jy dus ek gaan vra dat die mans en die seuns sal staan en dan nader ons tot God ook in gebed. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, saam met die serafs kan ons nie anders nie as om ook vanoggend met blydskap en oortuiging in ons harte te jubel. Heilig, heilig, heilig. U is die Here van die leerskare, wat nie die oorwinning bring nie, maar self ook die oorwinnaar is. Dit is op hierdie dag vir ons 'n besondere voorreg om U ook te eer daarvoor. Want ons is in die bevoorregte posisie om dit ook koor te vertel, jaar na jaar, en aan U die eer te gee. Maar wanneer ons juist stilstaan by 16 Desember 1838 en ook 16 Desember 2025, dan staan ons verwonderd voor U. Ons staan verwonderd voor U goedertierenheid. Ons staan verwonderd voor U getrouheid van geslag tot geslag. Is U die een wat onderhou, versorg en voorsien. Ons staan verwonderd voor U alwysheid, alwetendheid en almag. Ons staan verwonderd, Here, voor U
vermoë wat ons verstand te bowe gaan. Dan staan uiteindelik ook verwonderd, Here, dat die voorreg wat ons geniet om kind van God genoem te mag word en deel te wees van 'n volk wat 'n unieke kunskap het. Daarom is ons dan ook vanoggend hier om U te eer vir dit wat U in die verlede vir ons was, om in dankbaarheid te nader vir dit wat U vir ons is, om ook met groot opgewondenheid tot U te nader oor dit wat sal wees. Jou die hele wêreld in die hand. En daarom het ons die opdrag, eintlik die groot verantwoordelikheid om self te verbly in die Here en self te verbly in die Here en ons vriendelikheid aan alle mense bekend te maak, want U is naby. Dankie dat ons dit kan bely, nie net vandag, nie net in ons eie lewens, maar ook reg deur die geskiedenis van voor die grondlegging van die aarde af, het U reeds geroep, het U reeds voorberei, voorbeskik, en ook 'n volk te gebruik om die grootheid te openbaar. Mag ons nooit vergeet nie, Here, dit wat U vir ons is, en dit wat U vir ons gedoen het. Mag ons saam met hierdie psalm en psalmdigter altyd tot in ewigheid U eer en roem vir U goedertierenheid. Ons vra dan ook, Here, dat U met ons sal wees in hierdie erediens, dat hierdie dag, hierdie Sabbatsdag, ook U sal eer. Dat ons sal nadink oor dit wat U vir ons is. Dat ons sal stil raak en ook in ons eie geloofslewe ondersoek sal doen, om te kyk waar staan ons. O Here, ons weet, dat wanneer ons die geloof het, wat selfs die voortrekkers en die boere gehad het in daardie tye, dan sal die onmoontlike moontlik raak in ons lewens. Dankie Here dat U die versorger van gemeenskappe is. Ons sien dit ook daar buite. Dankie vir die son wat skyn. Dankie vir die reën wat geval het. Ons weet daar is skade. Ons vra dan ook so, Here, dat U by elkeen wat skade het sy dit 'n boer, 'n besigheidsman, 'n salarisstrek of selfs 'n pensionaris en kind is, dat U ook vir hulle uitkoms sal gee en uitkoms sal wees. Want U genade is vir ons genoeg en ons weet, Here, U sal ons nie die steek laat nie, U sal ons nooit begewe nie, U sal ons nooit verlaat nie. Mag ons dan ook beleef hoe U oor die eie eer waak hou en mag hierdie woord vanoggend ook met elkeen van ons harte spreek. Vergewe ons oortredinge, ons sonde, ons ongeregtighede, ons skulde. Ons bid, Here, dat ons nie sal swyg nie, maar dat ons deur die krag en die geloof wat ons ontvang, ook in die sonde in ons lewens sal stry. Mag ons ook U eer op hierdie dag, soos net U dit verdien. In Jesus naam bid ons in hierdie werking van die Gees. Amen. Ons lees vers 6 as ons fokus-teks, soos U dan ook gehoor het, dat hierdie gedeelte van Psalm 118 baie geskiedkundig vertel word. Sê Dawid daar in vers 6, die Here is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens my doen? Die geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, gelowiges, gebind in die eenheid van geloof en volk. So gereeld en soms staan ons voor massiewe uitdagings. Die een uitdaging na die volgende uitdaging, die een beproewing na die volgende beproewing, en die een hindernis na die volgende hindernis, wat menslik gesproke absoluut onmoontlik lyk. Dit lyk net dood eenvoudig, of daar geen lig aan die einde van die tunnel is nie, en dit voel werklik of ons gebede nie verder strek as die plafon van ons huise nie. Maar juist in sulke oomblikke herinner die geskiedenis ons aan die krag van die almagtige God, die eenwoordige God, wat ingryp en die onmoontlike in ons lewens moontlik maak. Ons sien dit reg deur die Bybel. Ons sien dit veral daar in die begin van die Bybel, na die sondeval van Adam en Eva. Die menslik onmoontlik gelyk dat daar versoening weer sal wees tussen God en mens. God maak die onmoontlike moontlik. Hy stuur sy seun Jesus Christus as losprys, verlosser, om los te koop vanuit hierdie bande van die ewige dood en die vloek. Ons sien dit reg deur in die bestaan van die volk Israel in die Ou Testament,
hoe die Here hulle veral daar uit die magtige grepe van die Egiptenare gered het, vryheid gegee het, en daar in die woestyn beskerm het met wolkkolom, vuurkolom. Die Rooi See vir hulle ook gekloof het, dat hulle droogvoets miljoene mense daardeur geloop het en self dan beskutting en voeding en water daar in die dorre, droë woestyn ontvang en geniet het. Reg deur die Ou Testament, veral met die groot profete en die klein profete, sien ons hoe die Here homself openbaar as 'n God wat teenwoordig is en uitkoms bied, wanneer die volk hulle keer op keer in 'n onmoontlike situasie bevind met Babyloniese ballingskap, met Assiriese ballingskap, en dit eintlik ook in die Nuwe Testament onder die Grieke en Romeinse ryk. Ons sien ook in ons goeie vriend Dawid se lewe. Ja, Dawid wat 'n goeie getuienis het van 'n God wat betrokke is, 'n God wat red en help. Keer op keer bevind Dawid homself in die onmoontlikste omstandighede, staar hy as ware dood in die oë. Keer op keer beleef Dawid die hand van die Here wat redding en uitkoms bied. O nee, Dawid kom vertel nie vir ons 'n storie van iemand anders wat hy gehoor het nie. Hy kom vertel nie vir ons iets wat hy gesien het nie, of van bewus geraak het nie. O nee, Dawid kom vertel vir ons iets wat hy beleef het, iets wat hy ervaar het. Ook in ons eie lewens kan ons vanoggend met ons die eerlikheid sê, ja, daar is baie donker dieptes waardeur ons gekom het. Onmoontlike berge wat ons uitgeklim het in die naam van die Here, net so wat ou Dawid voor Goliat gestaan het en vir hom gesê het, kom na jou toe in die naam van die Here. En ons sien dit ook in ons eie volk se bestaan. Die boerevolk. Vandag vir ons net oor binne nie, ons stuur geloof, gehoorsaamheid en die wonder van 'n God wat getrou bly aan sy beloftes van geslag tot geslag en sy volk nie sal verlaat nie. Ons kyk terug na die dramatiese aanloop tot 16 Desember 1838, toe 'n klein groepie gelowiges in swakheid en vrees en mensheid deur die lewende God bemagtig is om iets ondenkbaars te leef, om iets onmoontliks te ervaar. Die jaar 1838 was 'n jaar van massiewe onrus en gevaar vir die voortrekkers wat besluit het om daar uit die Kaapkolonie uit weg te trek en noordwaarts te trek in 'n soeke van na vryheid en 'n soeke na selfbeskikking. En hierdie reis wat hierdie voortrekkers geneem het, ken ons baie goed, was 'n baie moeilike reis geweest. Dit was alles behalwe maanskyn en rose en maklik. Hulle moes die harde realiteit van hierdie wildernis trotseer en konfrontasies met plaaslike gemeenskappe hanteer. Maar geen krisis. Daar was geen uitdaging so groot soos die konflik en die magtige vrede barbaarse Zulu koninkryk onder leiding van koning Lingani. Na die moord op Pieter Tief en sy geselskap daar 6 Februarie 1838, gevolg deur die wrede aanvalle op die laars van Bloukraans, Hoërspruit, Wenen en Rensburgspruit, waar vrouens en kinders op wrede, ondenkbare maniere vermoor is. As die voortrekkers lam geslaan, platgeslaan deur hierdie groot verlies wat hulle moes aanskou het. Angs en onsekerheid het verseker geheers. Maar die groot vraag bly nog steeds, hoe kon hierdie klein, kwesbare groepie standhou teen 'n magtige, geordende, goed opgeleide koninkryk van Zulu krygers en vegters? Wanneer 'n mens tot hier na die geskiedenisboeke kyk, dan kan ons sekerlik saamstem. 'n Absolute onmoontlike taak. Die situasie lyk na 'n sekere nederlaag vir die volk, ons voorouders.
Op die midde van hierdie benoudheid het Andries Pretorius in November 1838 by die voortrekkers aangesluit. Hy was nie net bloot 'n baie goeie strategiese militêre leier gewees nie, maar ook 'n opregte, ware man van geloof. Hy het sy God geken, hy het die lesse uit die geskiedenis geken. Hy het geweet waartoe sy God in staat is. Hy het geweet dat hierdie stryd wat vir hulle voorlê, nie net met militêre strategie of getalle gewen kon word nie. Dit was verseker 'n stryd wat in afhanklikheid van God gevoer moes word, waar die volk hulle as ware moes oorgegee het in die hande, die genadige hande van die Here. As jy in hierdie donker tyd binne in hierdie konteks wat die wonder van die gelofte gebore is, die gelofte wat ons ook vanoggend die voorreg het om te herdenk. Die voortrekkers het gesê dat hulle die Here nodig het om vir hulle in te tree en hulle te red, om die lig in die duisternis te wees en vir hulle uitkoms te bied uit hierdie uitdagende, onredbare omstandighede waarin hulle vasgekeer is. Onder leiding van Pretorius, in die baie bekende Sadels van die Here, het hulle 'n gelofte gemaak. Hulle het gesê, as die Here vir hulle hierdie oorwinning sou skenk, dan sal hulle hierdie dag aan hom wy soos 'n Sabbat. En dit is 'n dankfees vier, 'n dankfees van oorwinning. 'n Dankfees waar die eer die Here toekom, net soos wat ons saam gelees het hier in Psalm 118, veral die eerste 4 verse waar die volk opgeroep word. Laat Israel, laat die huis van Aaron, laat die wat die Here vrees, laat hulle sê die Here is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hierdie daad, hierdie optrede, hierdie reaksie van die volk in hierdie moeilike omstandighede was nie maar net bloot 'n daad van geloof nie, nee. Dit was 'n absolute erkenning van hulle diep afhanklikheid van God en dat hulle nie sonder God enigsins 'n bestaan sal maak of 'n toekoms sal hê. En met hierdie gelofte op hulle harte en 'n vaste vertroue in die enige ware lewende God, het die voortrekkers hulle self begin voorberei op die stryd. Pretorius en sy manne het 'n strategiese plek gekies naby die Ngome-rivier in 'n laar gevorm, 'n sirkel van waans versterk deur strydhekke en 'n ongelooflike wilskrag wat in hulle geheers het, waar hulle geweet het, saam met God stap hulle 'n bende storm en saam met die Here spring hulle oor 'n stadsmuur. As jy Psalm 18 gaan lees, dan sal jy sê dit is Dawid se verklaring, se belydenis. Die weg van die Here is volmaak en hy sal my enkels vashou en hy sal saam met my die pad loop en ek sal die oorwinning nie ryk en proe nie, ek sal dit beleef in my eie lewe. Maar wat hierdie voorbereiding besonders gemaak het, was nie die fisiese beskerming van die laar nie. Maar gaan lees maar die geskiedenis, dit is die geestelike, gehoorsame voorbereiding wat hulle getref het. Elke liewe aand die voortrekkers in godsdiens vergader. Op die 2 Desember het hulle die woord van die Here oopgemaak by Joshua 10, daar vers 7 tot 10. En die Here geloof en geprys, maak nie saak wat aangaan daar buite nie, ons sal kerk hou. Op die 9de, het ek saam gelees, baie bekende gedeelte van Rigters 6. Gideons bende waar 'n heintjie vol, sonder enige strydveld. Die oorwinning behaal het met God se grootheid en sy goedheid. Hierdie is 'n volk wat God geken het en daarom nader hulle tot die Here met niks anders nie as hulle geloof en vertroue en hoop dat ons God, ons het ons gesien in die verlede, is in staat, is absoluut in staat. Dit wat nou onmoontlikheid lyk, moontlik te maak. Elke aand in die laar was daar lofprysing gewees en uiteindelik was die aand afgesluit met 'n diep, intieme gebed tot die Here. Vanaf die 9de tot die 15de Desember is die gelofte elke liewe aand voorgelees.
Sarel sal hier, man van diep geloof, en die mense, die boere, herhaaldelik daaraan herinner, dat hulle oorwinning van die Here kom. Hy alleen sal dit vir hulle gee. En daarom dan, dat hierdie tekste, die hele wat ons saam gelees het, Psalm 118, 'n sentrale teks geword het. Die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my aandoen? Psalm 18 handel oor 'n psalm waar Dawid in dankbaarheid tot die Here naam nader en in lofprysing tot die Here nader vir die goedheid en die guns wat hy beleef het reg deur sy bestaan, maar nie net in syne nie, reg deur die bestaan van die gelowige volk van die Here. Dawid kom in hierdie psalm en hy verklaar opreg deur dat sy persoonlike verlossing toe hy in persoonlike nood was, die Here die een is wat hom daar uitgehelp het. Toe hy in die bebloede oë van sy seun Absalom gekyk het daar in Psalm 3 en sy getroue volgeling vir hom gesê het, nie is die Here kan jou help nie. En weet Dawid, die Here sal hom help, want die Here is die een wat sy hoof optel, die Here hoor hom. En die Here is die een wat hom dat rustig lê en slaap, dat kalmte beleef, want hy ondersteun my. In Psalm 18 waar Dawid vlug vir koning Saul, wat met 'n linie van soldate sy bloed soek, staan Dawid daar in 'n grot, donker, alleen, en hy bely, hy het U hartlik lief, Here. Hierdie volk, wat ons hiervan sover gehoor het, ken hulle God. In hierdie vers het hulle daarin herinner dat hulle God groter is as enige vyand, hoe magtig hulle ook al mag wees. Hoe meer hulle self voorberei het in die geloof, in die gees, hoe meer het dit vir die wêreld gelyk na 'n absolute onmoontlike taak. Hulle was slegs 464 boere teenoor 'n Zulu leer van by die 10 tot 15.000 krygers, goed opgeleide moordenaars. Tog het hulle vertroue in God geplaas, in plaas van moedeloosheid, in plaas van vrees, was daar 'n heilige kalmte wat geheers het in die laag. 'n Kalmte wat net die wete bring dat die skepper van hemel en aarde aan hulle kant staan. Maar moet tog asseblief nooit, omdat die fokus so geplaas word op 16 Desember, die wonderwerk van 15 Desember 1838 vergeet nie. Want op daardie aand het daar 'n ongewone natuurverskynsel na vore getree, wat hierdie magtige Zulu leer verhinder het om 'n nagaanval te loods wat verseker dodelik vir die volk sou gewees het. Ewe skielik was daar 'n digte mis wat oor die lare getrek het. Ons kan nie anders nie as om ook op hierdie punt te dink aan die wolkkolom en die vuurkolom wat die Here self gebruik het om sy volk, toe hulle gevlug het van die Egiptenaars, te beskerm. In oorlewering van vertelling word daar gesê dat een Zulu wat hierdie slagveld oorleef het, die volgende vertel toe daar aan hom gevra is, hoekom het julle die aand aangeval? En hulle sê dit het gelyk asof daar groot goddelike, geestelike wesens om die laar getrek het. En hulle was 'n bietjie bang gewees om 'n kans te vat. Hulle was bang vir die God wat hierdie volk aanbid. Op die oggend van 16 Desember 1838 het die veld stil en nog baie mistig gelê. Die mis was so dig gewees, hulle kon amper nie hulle hande voor hulle gesigte gesien het. Dit was asof die wêreld sy asem opgehou het vir dit wat nou sou kom, wat besig is om voorberei te word. En toe die son sy strale oor die kamp uitgestrek het, en die dreuning van gewelddadige voete oor die veld begin weer klink. Die Zulu krygers het begin aanval, maar wat daarop gevolg het, was nie die normale verloop van 'n geveg nie. Dit was absoluut 'n wonderwerk. Hoewel die boere getal gewys in die minderheid was, het hulle posisie met kundigheid, dissipline en selfopoffering verdedig. Hulle het met groot presisie geveg.
Maar wat uitgestaan het, selfs ook vir hulle, was die hand van God oor hulle in hierdie geveg. Saam met hulle tydens hierdie stryd. Nie een voortrekker het daardie dag sy lewe verloor nie, terwyl die Zulu leer verpletter is. Hoe kon dit wees? Het is absoluut onmoontlik om hierdie oorwinning aan mense toe te skryf. Het is absoluut onmoontlik om die erkenning vir die mens te gee. Hierdie is 'n unieke manier hoe God homself reg deur die geskiedenis van die wêreld openbaar. Hy sal vir ons die oorwinning gee. In Heskia daarin sal Here 'n stryd voer waar hulle die stad omring het, bid hulle en hulle vra vir die Here vir uitkoms. Die volgende oggend toe hulle wakker word, 185.000 Assiriërs oorleef, dood, en sal Here met gevlug, sonder dat daar eers kontak gemaak is tussen die twee volke. God in die verlede openbaar homself nog steeds elke dag in ons volk het 'n voorreg om onsself in iets unieks toe te eien. Die Here het vir hulle die oorwinning gegee, net soos hulle die volk die oorwinning deur die Rooi See gegee het. Na die oorwinning lees ons nêrens dat die volke arrogansie of hoogmoedigheid bereik het, of dat hulle trots geword het op wat hulle bereik het nie, maar wat ons wel lees, raak lees, is dat hulle eerder in nederigheid daarna voor God gebuig het. Hulle het die gelofte gestand gedoen en die dag aan hom gewy, toegewy met erkenning dat die oorwinning slegs aan hom behoort. Sy hand is so sigbaar in die wonderwerke van 16 Desember 1838. Te veel om op te noem, 'n paar wat ek kan uitlig. Na hierdie verskriklike mis en klam weer, het die kruit nie nat geword nie. As die kruit nat was, sou hulle nie kon vier, ons sou nie kon skiet nie. Ons praat van 1300 trek osse en perde wat in die middel van die laar saamgetrek het. Nou geliefdes, ons ken ons honde tydens nuwejaarsvieringe. Dit is moeilik om hulle te kalmeer, rustig te hou. 464 man saam met Grietje die kanon wat tegelijkertijd afvier en daar is die roering. By 1300 plus 4. Wat 'n wonderwerk. Nog 'n groot wonderwerk is dat die goed geordende taktiek van die Zulu-linies daai dag misluk het. Hulle was verward en teen mekaar en hulle het nie geweet wat hulle doen. En eintlik ook by die 464 boere. Net 3 ligte beserings gekry. Verder nie een. Nou wat kan ons byna 2 eeue later leer uit hierdie gebeure? Ja, ons lewe dalk in 'n ander tyd. Ons lewe onder ander omstandighede. Maar die waarheid bly onveranderd. Ons God openbaar homself in die verlede, die geskiedenis, as 'n God wat die onmoontlike moontlik maak ook vandag. Net soos die voortrekkers beleef ons tye van beproewing, tye wanneer die vyand magtiger lyk as wat ons kan hanteer. Is dalk persoonlike krisisse, dalk geestelike stryd, dalk sosiale uitdagings, dalk die regering, dalk vrees, dalk twyfel, dalk die natuur wat nie aan ons kant is. Ons voel dikwels oorweldig. Ons moet eerlik wees deur die onmoontlike. Maar deur hierdie voorvertelling van 16 Desember 1838, deur die woord wat ons kan lees, kan ons met eerlikheid getuig en bely. Ons staan nie alleen nie. Ons God, die God wat bloedrivier moontlik gemaak het, is dieselfde God wat vandag oor ons waak. Ons word geroep om soos die voortrekkers in geloof te leef. In ware geloof te leef, om kennis van God te hê, sodat jy hom kan vertrou. Geloof beteken om God se beloftes jou eie te maak, selfs al kan jy dit nie raak sien nie.
Geloof beteken om te glo dat God sterker is, groter is, meer is as jou omstandighede. Geloof beteken om te bely, ek is swak, Here, ek is so afhanklik van U. Maar in my swakheid word die krag volbring. 16 Desember 1838 kom leer ons hoe belangrik dit is om te besef, jy is totaal afhanklik van die Here. So dat ons probeer ons op ons eie kragte staat te maak, maar waaruit dit op by teleurstelling. Die voortrekkers se oorwinning was 'n getuienis dat oorwinning slegs moontlik is as ons die Here ons stryd laat voer. Laastens, ons word ook vanoggend weer herinner aan die waarde van 'n gelofte. Die gelofte wat die boere, die voortrekkers gemaak het, was nie maar net bloot 'n strategiese stap nie. Hulle het God nie probeer manipuleer of net as 'n noodmiddel te gebruik, soos ons so gereeld ook doen nie. Dit was 'n geestelike daad van vertroue. Dit was 'n dood-eenvoudige reaksie van 'n gelowige volk om tot God te nader in tye van benoudheid. Toe die dood en die doderyk hulle omring het, het hulle uitgeroep tot die Here en hulle het geglo. Die Here het hulle hulp geroep, gehoor. Mag ons ook ons lewens aan die Here wy en ons gelofte aan hom ernstig opneem. Hierdie gelofte wat ons vanoggend ook saam bely en sal voorlees, maar ook eerder die gelofte om ons lewens aan sy diens, in sy diens te gee, as 'n lewende offer wat hom verheerlik. En ek sluit af, geliefdes, wanneer ons terugkyk, na 16 Desember 1838, sien ons nie net 'n geskiedkundige oorwinning nie, sien nie net 'n oulike verhaal of 'n mooi storie. Ons sien 'n wonderwerk wat getuig van die krag van jou en my almagtige God. Ons sien hoe 'n klein groepie gelowiges in swakheid en in vrees deur geloof bemagtig word om iets onmoontliks te beleef. Maar hierdie herdenking ons inspireer om in ons eie lewens met dieselfde geloof te leef. Mag ons onthou dat geen uitdaging te groot is vir God nie, en dat hy die een is wat die onmoontlike moontlik maak. Laat ons soos die voortrekkers in afhanklikheid van God leef, vertroue in hom plaas, en getuig van sy grootheid. Mag die Here ons ook vanoggend herinner aan sy getrouheid, en mag ons saam met die psalmdigter van Psalm 118 sing. God se goedertierenheid is tot in ewigheid. God se goedertierenheid is tot in ewigheid. Saam met Psalm 100 van geslag tot geslag sal hy getrou bly. Wat 'n voorreg nie om vandag dit ook raak te sien. Hy is ook hier met ons besig om te werk, om ons ook voor te berei vir dit wat vir ons lê en wag in die toekoms. Op die Heilige Gees ons aanmoedig om te leef as getuies van God se wonderlike krag. Hulle het nooit vergeet, gaan kyk na die geskiedenis. Ons God maak die onmoontlike moontlik. Amen. Kom ons staan. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons kan nie anders nie as om ook hierdie gebed te begin deur om te sê, dankie Here, baie, baie dankie vir die goedheid en die guns, en die voorreg wat ons het, om die kinders te mag wees, en deel te wees van 'n volk met 'n geestelike identiteit en karakter. Ons so maklik gebeur dit, Here, dat ons onder die invloed van die wêreld val, en nie in staat is om ook die optrede van die voortrekkers in ons lewens te handhaaf nie. En hoe hulle dit reg gekry, Here, dis eenvoudig dat daar in die skatkis van hulle ossebaans was daar 'n Bybel gewees. En hulle het hierdie Bybel as hulle kosbaarste skat beskerm. En hulle het hierdie Bybel gebruik, gelees, geken. En juist hierdie kennis het hulle gelei om in 'n tyd van benoudheid, angs en seer, waar hulle moes toe kyk hoe hulle vrouens en kinders, babietjies op 'n wrede manier vermoor is. In staat gewees om tot die nader en sleep om hulp. En hulle gebed aangehoor, hulle hulpgeroep gehoor, hulle klaagliedere gehoor en uitkoms gegee. U sal ook weer so in ons lewens te doen. Ons groot verantwoordelikheid is om U te ken aan ons lewe. U sal ons baie gelyk maak. Help ons, Here, dat ons nie 'n volk sal wees wat in gronde gaan as gevolg van 'n gebrek aan kennis, maar dat ons 'n volk sal wees wat U ken, 'n
'n huis het wat op die rotse gebou is. 'n geloof aan dat wat sigbaar is en oorwinning bring in hierdie tyd. Seën ons ook in hierdie dag, maar ons die hele dag dink in die grootheid en die goedheid, die goedertierenheid en getrouheid van U ons lewende God. Amen.